Die graanmarkte raak nou vinnig meer interessant. Pryse het hierdie week sterk begin, maar die groot vraag is nie nou net hoeveel voorraad daar is nie. Dit is ook hoe sterk die vraag bly en hoe vinnig die aanbodprentjie kan verander. Welkom terug by hierdie week se John Deere graanmarkoorsig wat met trots aan jou gebring word deur John Deere, FarmBench en Zematic Irrigation Systems. John Deere Financial verstaan dat elke seisoen unieke eise aan jou kontantvloei stel. Daarom bied hulle finansiering wat jou help om nou in die regte toerusting te belê, sonder onmiddellike druk op jou kontantvloei. Eerste betaling geskied eers in 2028 met slegs 4 jaarlikse betalings oor 'n 5 jaar periode. BTW terugbetaalbaar na 4 maande. Deposito volgens kredietaanvaarding. Dit is nou die ideale tyd om jou boerdery met die krag en akkuraatheid van 'n John Deere 9R toe te rus. Aanbod geldig slegs tot 31 Augustus 2026. Doen my asseblief 'n groot guns en like en share asseblief vir ons hierdie video. Dit sal seker maak ons bring hierdie onafhanklike landbou-inligting vir julle op 'n weeklikse basis. So baie dankie vir almal se ondersteuning. As ons na die graanmarkte kyk, het die witmielie spotprys gestyg na R3.585 met die Julie 27 prys op na R3.925. Die geelmielie spotprys styg na R3.630 met die Julie 2027 kontrakprys op na R3.885. Die sojaboon spotprys styg ook na R7.900 met die Mei 27 kontrakprys op R7.713. Die sonneblom spotprys styg na R10.350 met die Mei 27 kontrakprys op R9.595. Die koringspotprys styg na R5.988 met die Desember kontrakprys op R6.090. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan tans op R4.407. Uitgedopte Argentynse grondbonus en nuutste Randfontein uitvoerpariteitsprys staan op R21.445 met die katoenprys wat dan ook styg na R11.390 per ton. Kom ons kyk ook dan vinnig na die nuutste pryswys kunsmispryse. Onthou, hierdie is nie pryse wat dan geland is in Suid-Afrika nie, daar kom nog baie kostes by om dit natuurlik op die plaas by jou te kry. Dit kan vir urium byvoorbeeld tot R3.500 per ton in sekere situasies wees. Stikstofpryse het gedaal met die urium FOB Arabiese golfpryse tans op R5.821. Kaliumpryse beweeg afwaarts met die KCl FOB Brasilia prys op R6.306 per ton. Fosfaatpryse het dan ook bietjie gedaal met die MAP Brasilia pryse op R13.745 met ammoniumsulfaat se FOB China pryse ook laer op R3.234. As jy raad nodig het of sommer net wil gesels oor insetpryse vir die komende seisoen, bel gerus vir Greta op 083-256-8139. Sy help jou graag om die beste moontlike pryse te kry en dan ook sommer raad te gee oor wat sy nou in die mark daar buite sien. Pryswys jou skakel na beter insetpryse. Die graanmarkte raak nou geweldig interessant en mense kan omtrent nie meer byhou by al hierdie veranderinge nie. Pryse het weer hierdie week op die voorvoet begin en maandag dan redelik skerp gestyg, soos dan reeds genoem. Sekerlik die mees onvoorspelbare faktor bly die oorlog, wanneer dit gaan ophou en of dit weer gaan eskaleer. Vir nou bly die oorlogspremie steeds in die mark en het dit dan veral koring ook weer opgedruk met die Oekraïne en Rusland oorlog, as ook die Amerika en Iran oorlog en die straat van Hormuz, wat lyk my ongelukkig dan nie naby einde is nie. Weereens, as hierdie spanning dan afneem, kan van die premie weer vinnig uit die pryse verdwyn, maar dis iets wat ons maar net moet dophou soos dit aangaan ongelukkig en niemand noodwendig daarvoor kan voorspel nie. Dan staan daar nogal een ding ook vir my uit oor die afgelope maand en dis die geweldige hittegolwe wat ons in dele van Europa gesien het en wat hulle oeste dan baie seer gemaak het. Hulle is nie noodwendig die grootste rolspeler in elkeen van hierdie uitvoermarkte nie, maar swakker produksie kan ekstra vraag en invoere beteken hierdie komende seisoen en dit skep nou goeie ondersteuning vir hierdie markte. Waar die markte tans steeds baie fyn dop is die weer in Amerika gedurende Augustus, wat veral nog 'n groot impak op die sojaboonoes kan hê. Soos dit nou vir my klink en lyk, kry hulle tans baie reën in meeste van die produksieareas en begin daar selfs bekommernis kom oor te veel reën in sekere areas.
Dit bied op die oomblik dan ook 'n bietjie ondersteuning aan die sojapryse. Maar dit is same met China wat dan goeie sojaboon aankope van Amerika steeds doen, dryf die mark nou hoër. Laasweek se WASDE-verslag het produksie en hektare vir sojas verhoog, so dit was nie noodwendig die rede waarom die mark nou hoër beweeg het nie. Vir mielies het die WASDE-verslag ook baie interessante resultate dan uitgebring. Meer hektare is aangeplant in Amerika as almal verwag het, maar opbrengste is afwaarts aangepas terselfdertyd. Dit het totale produksie dan redelik onveranderd of sywaarts gehou, maar die groot verrassing was dat vraag nog verder opwaarts aangepas was. Wêreldvoorrade vir mielies is dus besig om laer te beweeg teen huidige pryse en een van die analiste het nogals baie goeie vrae gevra op een van die markoorsigvideo's wat ek gekyk het. Wanneer gaan mieliepryse moet opgaan om verbruik te begin beperk en te keer dat eindvoorraadvlakke te ver gaan begin daal? Nogals 'n interessante siening as mens so daarna kyk. En dis dan eintlik waarby ek hierdie week wil uitkom. En dit is vraag na mielies en sojas wat baie goed bly. Ek dink vraag is die faktor wat baie opwaartse potensiaal in hierdie markte sit oor die volgende jaar en dis ook hoekom ons plaaslike pryse nou al begin opwaarts beweeg het, al het ons 'n rekordoes en baie groot oordragsvoorrade op hande. Dit tesame met die moontlikheid van 'n swakker oes die komende seisoen begin nou al ondersteuning aan pryse gee. My persoonlike gevoel is dat ons nou nogals op dieselfde plek is as in 2014 met 'n redelike goeie oes wat ons dan daardie jaar gehad het. Daardie oes was natuurlik nie so groot soos wat ons in 2026 gesien het nie, maar dit was steeds 'n goeie een. In 2015 is daartoe ook dan 'n El Niño voorspel en het ons gesien dat pryse 'n premie bo uitvoerpariteit begin verdien het in 2014 reeds, baie soos wat ons nou ook begin sien. 'n jaar later het mieliepryse met omtrent 50% gestyg omdat die plaaslike oes onder baie druk gekom het. Interessant genoeg is die CBOT of die internasionale kornpryse het daardie jaar nie noodwendig ook 'n styging getoon nie. Die beweging was dus grootliks plaaslik weens ons kleiner oes en ons pryse wat dan nader aan invoerpariteit moes beweeg. As mens bloot dieselfde persentasiebeweging op huidige pryse dan toepas, sou dit beteken dat mieliepryse na bo die R5,000 per ton merk gaan beweeg volgende jaar. Ek sê nie dis noodwendig waarin ons gaan nie, maar dit wys net hoe vinnig plaaslike pryse kan verander wanneer die surplus begin inkrimp. En as ons nog boonop hoër internasionale mieliepryse moontlik kan sien en 'n moontlike swakker wisselkoers, kan die potensiaal natuurlik selfs nog groter wees. Hierdie jaar het ons egter 'n paar faktore wat baie anders is en dopgehou moet word. En dis nie net die El Niño wat natuurlik ons plaaslike pryse dryf nie. Ons het 'n baie groter oordragsvoorraadvlakke, maar ons het ook insetkostes wat baie skerp gestyg het weens die oorloë en hoë energie en logistieke kostes. Mielies en sojas word ook nou meer gebruik in biobrandstofprogramme as in daardie jare wat weer meer druk op beskikbare voorrade plaas. Dit kan reeds beteken dat plaaslike aanplantings die komende seisoen minder kan wees en selfs al het El Niño nie 'n groot effek op ons opbrengste nie, is dit volgens my nie vanselfsprekend dat ons wel in elk geval bo die 17 miljoen ton weer gaan produseer nie. En die geweldige stygings in wêreldwye vraag na mielies en sojas maak die mark baie sensitief vir enige moontlike dalings in aanbod. Sonneblom is ook een wat ek dink baie interessant kan raak hierdie komende seisoen. Daar is tans baie goeie vraag na sonneblom saad spesifiek vanaf ons produsente en dit kan beteken dat produsente moontlik meer sonneblom gaan aanplant hierdie seisoen. As ons boonop nog na moontlike droër toestande beweeg, kan sonneblom in sekere gebiede ook 'n beter opsie teenoor mielies begin raak. Dit kan dus meer sonneblom hektare moontlik vir die komende seisoen beteken. Maar dit kan natuurlik later weer die teenoorgestelde effek hê. As ons baie meer sonneblom plant en steeds 'n goeie oes kry, kan die groter aanbod later behoorlik druk op sonneblompryse plaas, iets wat jy dalk in ag moet neem wanneer jy jou beplanning doen. En dieselfde geld natuurlik vir die graanmark in die algemeen.
ons moet nie net na die opwaartse scenario kyk nie. As oorloë begin afneem, die oorlogspremie uit internasionale pryse verdwyn, Amerika baie goeie oes kry wat 'n groot moontlikheid is, wêreldproduksie weer beter lyk, die rand sterker raak en Suid-Afrika volgende jaar weer 'n goeie oes produseer en Brasil ook natuurlik 'n belangrike een om ag te neem, kan pryse dan vir 'n lang tyd onder druk bly. Ons sit immers met groot plaaslike voorraad en as daardie voorraad nie vinnig begin krimp nie, gaan dit moeilik wees vir pryse om regtig oor die kort termyn weg te hardloop. So ja, ek dink daar is beslis opwaartse potensiaal as aanbod onder druk gaan kom, maar daar is ook baie duidelike scenario waar pryse onder druk kan bly indien produksie goed uitdraai en van die huidige risiko's begin afneem. So hou vas, hierdie gaan nog 'n baie interessante paar maande in die graanbedryf wees. Hierdie week se John Deere Graan Markoorsig word met trots aan jou gebring deur John Deere, FarmBench en Zematic Irrigation Systems. Baie dankie dat jy ingeskakel het en sien weer volgende week.